In die nuus vanaand, die Johannesburgse burgemeester Dada Morero oorleef 'n mosie van wantroue teen hom, maar die spreker uit DA-geleedere nie so gelukkig nie. Die Vryheidsfront-leier, Dr. Corne Mulder, vertel meer oor sy en twee ander Afrikaner-leiers se deelname aan 'n gesprek oor swart ekonomiese bemagtiging by die Hudson Institute in Washington DC. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die burgemeester van die Johannesburg Metro, Dada Morero, sê die DA het 'n verkiesingskomplot teen hom swaam gesweer. Morero het 'n DA-geleide mosie van wantroue teen hom oorleef met 144 stemme daarteen, 75 vir die mosie en 43 wat buite stemming gebly het. Die DA het Morero daarvan beskuldig dat hy nie basiese dienste lewer nie. Intussen is die speaker uit Action SA-geleedere, Nombuhle Mthembu, uit die kussings gelig. It was not something that is worrying, except that what's worrying is that the DA could not present quite convincing arguments in the chamber. One had expected them to really present arguments, but they did not prepare adequately. That's what I've also noticed, which also gives an impression that there are challenges of capacity within the caucus leadership. We've always been saying that we'll vote issue by issue, and we are not here for positions. If it means that we lose a position based on a principle because we want to serve the residents and put them first, so be it. We are all councillors in the city of Johannesburg. We are not here to contest about any position. We are here to serve the residents of the city of Johannesburg, and that's what we've been saying, and that's what we've been doing. President Cyril Ramaphosa sê munisipale bestuurders wat onderspandeer aan hul begrotings moet verantwoording doen. Hy het tydens 'n vraag en antwoord sessie in die Nasionale Raad van Provinsies gesê onderbesteding van munisipaliteite is 'n bron van groot kommer vir die regering. Ondoeltreffende en trae kapitaalbesteding het 'n verlammende uitwerking op dienslewering en infrastruktuur en belemmer munisipaliteite se vermoë om beleggings te lok. Ramaphosa sê die regering evalueer op 'n gereelde grondslag die neiging en impak van onderbesteding. Where we do not spend money which has been allocated, I have characterized that as treasonous against our people, because our people, as they elect us, they expect us to do the work that we've been delegated and elected and mandated to do. And when, without any cause or good reason, we do not spend the money that has been allocated to them, that militates directly against their interests. Hy het gesê die onvermoë van baie munisipaliteite om hulle kapitaalbegrotings te bestee is dikwels die gevolg van swak beplanning en swak implementering. Hy sê dit ondermyn ook openbare vertroue. Hy sê die 3BBEE vereiste bly 'n fundamentale hefboom vir transformasie om vinnig en inklusiewe groei te bereik. The Constitution of the Republic of South Africa is our guide. That is the absolute guarantee and assurance that we will not deviate from the path of transformation. That is the assurance we have. Ramaphosa sê die opkomende nasionale dialoog het ten doel om maniere te vind om beleidsverskille binne die samelewing te oorbrug, die regering se implementeringsmeganisme te versterk en die doelwitte van die nasionale ontwikkelingsplan te bereik deur die land se uitdagings die hoof te bied. Ebre Babie, SAK nuus, Parlement. 3 prominente Afrikaner-leiers is tans in Washington, waar hulle verskeie gesprekke met beleidsmakers voer oor verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA. Hulle het by die Hudson Instituut deelgeneem aan 'n bespreking oor onder meer swart ekonomiese bemagtiging, plaasmoorde en die Afrikaner vraagstuk. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corne Mulder, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Landbou-inisiatief, Dr. Theo de Jager, en uitvoerende hoof van die Nasionale Werknemersvereniging, NIASA, Gerard Pavenfoos, is tot die einde van die week in Washington, waar hulle onder meer besoek gaan aflê by die Withuis, die Senaat en die Kongres. Ons beskou dit as 'n baie belangrike besoek en die doel van ons besoek is onder andere om
'n bydrae te maak ten einde die situasie te normaliseer wat verhoudinge betref tussen Suid-Afrika en die FSA, om ook sake onder die aandag te bring van meningsvormers en besluitnemers in die FSA met betrekking tot die situasie van die Afrikaner, van minderhede, van probleme wat daar is wat ons voel nie die nodige aandag gehad het tydens vorige besoeke en vorige afvaardigings aan Washington nie. Ons het vanmiddag 'n besoek gehad aan die Withuis wat baie suksesvol was en sal voortgaan om teen die naweek verder verslag te gee. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het beveel dat die begrafnis vir die voormalige Zambiese president Edgar Lungu nie vandag kon voortgaan nie. Die Zambiese regering het 'n dringende interdik teen die Lungu-familie versoek, aangesien die regering wil hê die voormalige president moet 'n presidensiële begrafnis in sy vaderland hê. Lungu het op 5 Junie in Suid-Afrika gesterf, waar hy mediese behandeling ontvang het. Die Zambiese regering het 'n aansoek by die hof ingedien vir 'n tussentydse interdik wat bepaal dat die begrafnis nie kan voortgaan totdat alle geskille rakende voormalige president Lungu se laaste rusplek opgelos is nie. Na onderhandelinge tussen die regering en Lungu se familie is die hofbevel bekragtig. By agreement between the parties, an order is made in the following terms. The first to 7th respondents undertake not to proceed with the funeral and or burial of the late president pending the finalization of the application in prayer 5. Die hof gaan op 4 Augustus sy beslissing maak. Intussen sê die Lungu-familie die Zambiese regering moenie die voormalige president se dood as 'n media foefie gebruik nie. Family only wants to give him a dignified burial, not one that's shrouded in mockery, that's shrouded in PR, that's shrouded in giving the international community a perception that he was properly treated, when in fact not. Die familie het egter voortgegaan met die roudiens vir die afgestorwe president in Johannesburg. Sy familie hou vol Lungu wou nie die huidige president, Hakainde Hichilema, naby sy begrafnis hê nie. Die Zambiese regering sê egter dit is onvanpas vir 'n voormalige president om nie 'n staatsbegrafnis in sy land te kry nie. Lungu se familie sê hulle glo nie Hichilema sal 'n waardige begrafnis vir hom gee nie. Vinnig na die buiteland. Die Iranese parlement het 'n wetsontwerp aanvaar om die land se samewerking met die Verenigde Nasies se internasionale atoomenergieagentskap op te skort. Inspekteurs van die VN se kernwaghond het Iran se kernaanlegte besoek om die skade van die Israeliese en Amerikaanse missielaanvalle te bepaal en Israel se beweringe dat Iran 'n kernwapen bou te ondersoek. 'n Skietstilstand tussen Iran en Israel is sedert gister van krag. Volgens Iran se Noor News moet die opperste nasionale veiligheidsraad die aanvaarde wetsontwerp goedkeur voordat dit bekragtig word. Maar Iran se parlementêre spreker sê die internasionale atoomenergieagentskap het vir Israel ruimte gegee om hom aan te val. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز که حتی حاضر نشد. Ten spyte van die onlangse aanvalle op Iran se kernaanlegte, het die internasionale atoomenergieagentskap hulle nie veroordeel nie. Nie eers oor die vingers getik nie. Hy het sy internasionale geloofwaardigheid ondermyn en om die rede het die atoomenergieorganisasie van Iran sy samewerking met die agentskap opgeskort totdat die veiligheid van sy kernfasiliteite gewaarborg is en Iran se vreedsame kernprogram teen 'n vinniger tempo kan voortgaan. Die VN se kernwaghond bly egter vasbeslote om toegang tot Iran se kernfasiliteite te verkry om die land se voorraad van verrekte Iran te ondersoek. I had received a letter from the Iranian foreign minister saying that they had taken protective measures already. They did not get into details into what that meant, but clearly that was the implicit meaning of that. So we can imagine that this material is there. Intussen het Israel gisteraand sy lugruim vir kommersiële lugverkeer oopgestel nadat dit vir 12 dae gesluit was. Die Ben Gurion internasionale lughawe, die hoof internasionale poort van die land, het vlugte vanaf en na Tel Aviv hervat.
Skole is ook na byna 2 weke heropen en ouers het hul kinders skool toe geneem nadat die veiligheidsbeperkings vir skole opgeskort is. Intussen het staatshoofde van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie of NAVO in Den Haag in Nederland tydens 'n beraad ingestem om 5% van hul onderskeie bruto binnelandse produk op verdediging en veiligheid teen 2035 te bestee. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die verhoogde besteding is 'n groot oorwinning vir die VSA, Europa en westerse lande. Trump het Spanje ook gewaarsku teen hoër handelstariewe nadat die lidland nie vir die verhoging gestem het nie en sê hy sal met Spanje vergader oor die bestedingstekort. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Welkom terug. Die rooi vleisprodusente-organisasie sê die bekkenklauseer-uitbreking is meer 'n ekonomiese as 'n dieregesondheidskrisis. Hoewel die staatsgeleide inentingsprogram afgeskop het, sê die organisasie baie meer moet gedoen word om boere wat geraak word toegang te bied tot bekkenklauseer gesertifiseerde slagpale. Intussen bly afslaers in gebiede wat nie deur die uitbreking geraak word nie op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Inspeksies van vee- en bioveiligheidsmaatreëls is verskerp om die verspreiding van die bekkenklauseer-uitbreking te beheer. En hulle word vervoer met waantjies sonder papiere, sonder niks nie. So ons moet die oorsprong van die probleem gaan kyk in die rooi gebiede, sorg dat hulle oordentlik gemonitor en afgekamp word. Die veeartsenydienste sê nie alle beeste sal teen die siekte ingeënt word nie. It's not desirable to have every animal in the province vaccinated. Vaccination is done for the purpose of reducing the viral load and is done for the purpose of decreasing the spread of the virus. Our starting point is going to be cases that have been confirmed. Intussen sê die rooi vleisprodusente-organisasie die uitbreking hou verrykende finansiële gevolge in vir boere. Dit is uit en uit 'n ekonomiese siekte, 'n voedselsekerheidssiekte wat maak dat waar dit uitgebreek het, daai plase en areas basies tot stilstand gedwing word, daar nie marktoegang is nie. Die produsente sit met ongelooflik baie uitgawes om hierdie diere te voer sonder dat hulle inkomste kan genereer. En dit is hier waar ons dit dringend moet aanspreek om inenting so spoedig as moontlik te kry en te laat doen sodat hulle so vinnig as moontlik kan begin slag en dan ook om markte te ontwikkel, bekkenklauseer geregistreerde abattoirs ensovoorts sodat die produsente dan 'n mark het om hierdie diere te laat slag en weer 'n inkomste te kan genereer. In Mei het werkers weer minder geld huis toe geneem. Volgens die jongste Banks of Africa netto salarisindeks het die gemiddelde netto salaris vir die derde agtereenvolgende maand verlangsaam. Banks of Africa sê dis weens die stadige ekonomiese groei in die eerste kwartaal en 'n verslegtende globale finansiële vooruitsig wat deur die spanning in die Midde-Ooste vererger word. Die jongste data toon dat die nominale gemiddelde netto salaris in Mei tot R17.269 gedaal het, wat 'n afname van 1,3% vanaf April verteenwoordig. Die Mei-syfer is egter hoër as die R15.903 van Mei 2024. Sommige ekonome meen daar was 'n positiewe neiging in 2024 tot vroeg in 2025, maar die tendens is besig om te swaai. As ek vorentoe kyk, dink ek hierdie jaar gaan waarskynlik op hierdie trant voortduur met onsekerheid en met 'n scenario waar maatskappye konservatief gaan optree in terme van beide indiensname en salarisverhogings en dus kan dit lei tot 'n jaar wat minder goed is as wat ons verwag het. Weliswaar met inflasie steeds op laer vlakke, behoort reële salarisverhogings steeds positief te wees in die jaar 2025. Banks of Africa sê 'n aangenome inflasie het die netto-inkomste in reële terme met 1,1% op maandgrondslag gedaal. Wat ons hier sien is dat 2025 sover 'n jaar was wat
baie volatiliteit ingehou het, skokke globaal en ook plaaslike uitdagings. So die ekonomiese omgewing is swakker as wat ons gedink het. Spesifiek is ekonomiese groei vooruitskattings laer aangepas globaal en plaaslik en dit lei tot laer vertroue, tot onsekerheid. Alles faktore wat lei tot laer ekonomiese aktiwiteit, aangesien huishoudings terughou in terme van besteding en ook maatskappye hulle beleggingsbesluite op die lange baan skuif, terwyl hulle wag vir meer sekerheid oor wat die uitkoms gaan wees van al hierdie verwikkelinge wat plaasvind. Creer sê die regering moet die werkloosheidssituasie prioritiseer. Sy sê strukturele hervormings moet in sektore soos energie en logistiek geïmplementeer word om mediumtermyn groeivooruitsigte te verbeter, wat 'n gunstiger omgewing vir werksgeleenthede skep en die netto salaris vir miljoene werkers sal stabiliseer. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Ons sportsegment volg net hierna en meer oor die weervooruitsigte vir môre. Bly ingeskakel. Mamelodi Sundowns se afrigter Miguel Cardoso sê sy span sal moet veg tot die bitter einde in sy laaste groep F-wedstryd van die 2025 FIFA Klub Wêreldbeker teen die Brasiliaanse span Fluminense vanaand. Hy sê sy spelers sal dieselfde veggees wat hulle getoon het in die laaste wedstryd teen die Duitse reuse Borussia Dortmund moet wys as hulle die uitklopfases van die kompetisie wil haal. Die twee spanne pak mekaar om 9:00 in die Hard Rock Stadion in Miami. We know very well what we want, but we also know the level of the opponent we are facing. Me particularly and my team in this moment also, we are all aware of the difficulties that we have ahead. But we all know that a long time ago we made out of a dream an objective, and since we won the first match, we knew that we had two chances to try to qualify for the next round of the competition. Enige een wat die Springbok trui oor sy kop trek, aanvaar dit is nie as vanselfsprekend nie. Hoewel Saterdag se koppe stamp teen die Barbarians slegs 'n eerste rangse wedstryd is, hanteer spelers soos Apelele Fassi en Jean-Luc Dupré dit soos 'n toetswedstryd. En hoe die Kaap van Storms om gaan gedra, sal 'n bepalende faktor wees op die dag. Dit is die eerste wedstryd van die seisoen vir die groen en goud. Fassi sê die Kaapse weertoestande sal die babas meer as die bokke beïnvloed. For us it's not different how we are approaching the game. Maybe for them it's quite different because obviously they're an entertaining team to entertain the Cape Town fans. But yeah, for us it's, you know, we're going to implement our physical battle, our physical game onto them, and how we want to play. So I think the weather for us doesn't really play a huge impact. Die 8ste man, Jean-Luc Dupré, sê die samestelling van die Barbarians pak wys dat hulle kontak sal verkies eerder as om die bal wyd te speel. Hulle hou daarvan om die bal te skuif. Dis maar hoe hulle speel. So dit gaan 'n baie groot defensive effort moet wees. Ons gaan op ons tone moet bly. Dit gaan fisies wees. Ons gaan seker maak ons is fisies. Maar soos ek baie keer al gesê het, ons gaan maar net fokus wat ons goed doen en dit die beste probeer doen. Elke boksspeler hanteer die wedstryd soos 'n toetswedstryd, want hulle wil hul plek vir die seisoen verseker. George in die Weskaap hoop sy belegging in 'n 40 miljoen tartan atletiekbaan sal help om meer kampioenatlete op te lewer. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het die fasiliteit amptelik aan die munisipaliteit oorhandig. Die opgegradeerde stadion voldoen nou aan internasionale standaarde en sal streeks nasionale en moontlik internasionale geleenthede kan aanbied. Dit kan ook bydra tot plaaslike ekonomiese groei en die bevordering van sporttoerisme.
'n blink toekoms wink vir jong atlete van reg oor die tuinroete. Nou kan hulle in die voetspore van die George Boerling Elroy geland volg. Plaaslike sportklubs en skole van reg oor die streek sal van die geriewe gebruik maak. Groot sterre gaan nou hier uitkom. Ons gaan ons volgende Akanis hierso sien, ons volgende Walazas, ons volgende Caster Semenya gaan nou hier uitkom. Hier is 'n groot ding. Dit gee al die atlete 'n groot hupstoot. Ons gaan wondere sien, want die atlete gaan wondere verrig op hierdie baan. Ons is nie gewoond dat ons kinders oefen soos die kinders in die buiteland, maar vandag is hulle op 'n ewe vlak met die van die buiteland. Al 3 regeringsvere het in die sportgronde belê, met nasionale regering wat die grootste bydrae gelewer het en plaaslike belastingbetalers wat 22% bygedra het. Die fasiliteit sal ook broodnodige werksgeleenthede skep. Vir ons is dit ook om seker te maak ons jong kinders speel sport, want ons wil hê die kinders moet natuurlik na die Olimpiese spele toe gaan, na wêreldkampioene, maar dit begin hier. Dit begin by goeie fasiliteite, soos hier wat ons sien vandag hier in George by Rosemont. So baie dankie aan ons burgemeester, natuurlik ons nasionale regering wat saamgewerk het. En natuurlik is die inwoners van George verskriklik opgewonde, want hulle kry die geleentheid om kinders van ons stad hierso op hierdie fasiliteite deel te neem. En hierdie is 'n nasionale kwaliteit fasiliteit soos jy kan sien. So ek dink daar's hier 'n skool wat kan wag om deel te neem hierdie. Mackenzie het ook die plaaslike munisipaliteit en die burgemeester geloof wat die fondse op 'n verantwoordelike wyse en vir die doel waarvoor dit begroot was aangewend het, wat volgens hom 'n aanduiding is dat die regering van nasionale eenheid werk. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. En is ongelukkig al vir vanaand. Ons groet dit môre aand. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, wolklose toestande kan verwag word in noordoostelike dele van die land met versprei tot wyd verspreide dele wat verwag kan word in die verre westelike dele van die land. Sneeu kan ook verwag word in die noordelike dele van die Weskaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die weste. Stormsterk wind kan ook verwag word langs die Weskus. As ons kyk na môre, 'n koue front wat deur beweeg van die westelike dele van die land, asook sneeuneerslag wat verwag kan word in die noordelike dele van die Ooskaap, asook in die grootste dele van die Weskaap. 'n Tweede koue front beweeg ook deur van die Weskus. 80% kans waar reën kan verwag word in Kaapstad en dit kan lei tot gitsvloede. Daar is verskeie waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir winderige toestande. Dit kom grootliks voor in die binneland en die westelike helfte van die land, asook swaar reën in die Weskaap. Hoë duinings en winderige toestande kan ook verwag word in die Weskaap en strek tot in die Suidkus. As ons kyk na môre, winderige toestande in die sentrale dele van die land met hewige sneeuneerslag in die verre noordelike dele van die Ooskaap. Winderige toestande kan verwag word in die Suidkus, asook in die Oos en in die Weskus. Hoë duinings kom voor en dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Swaar reën kan ook verwag word in die Weskaap en dit kan lei tot oorstromings. Ons minimum en maximum temperature in Gauteng, 'n koel dag kan verwag word, temperatuur in laat 20s, Pretoria te max van 21, Johannesburg te minimum van 4 en 'n max van 20. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n koel dag kan verwag word, Messina is 'n bietjie warmer met 'n max van 29, Polokwane te minimum van 11 met 'n max van 24. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande, ander koel tot warm, die kook styg tot 31 grade in Sekunda, Standaard met 'n minimum van 6 met 'n max van 21. In die kus onthou die waarskuwing wat uitgereik is vir winderige toestande langs die kus, so wees asseblief versigtig. Durban het 'n maximum van 30, Pietermaritzburg se minimum daar is 9 met 'n max van 25. In die Oos-Kaap sneeuneerslag kan verwag word in die verre noordelike dele van hierdie provinsie, anders is dit koud. Graafrenet se minimum is 5 met 'n max van 13. Sterk wind kan ook verwag word langs die Ooskus. En beweeg ons na die Weskaap. Dit is koud in hierdie provinsie. Die Beaufort se maximum is 11 grade, asook Lensburg, Kaapstad het 'n minimum van 10 met 'n maximum van 12. In die Noord-Kaap wyd verspreide buie wat verwag kan word, ander koud,
Kuruma het 'n maksimum van 10 met 'n minimum van 9. In die binneland 'n koue dag kan verwag word asook nat. Kroonstad het 'n maksimum van 16 grade. Dan laastens Noordwes 'n koel dag kan verwag word. Mahikeng se maksimum is 17 grade met 'n minimum van 10. Dit is alles van die weersentrum. Geniet die aand.